Goeiedag, my naam is Marley Buys en ek is 'n werknemer van Solidariteit Helpende Hand hier in die Vrystaat. Solidariteit Helpende Hand is 'n welstandsgerigte gemeenskapsorganisasie. Dit bedoel ons ontvang gereeld skenkings uit die gemeenskap uit wat hulle ons meer vertrou om weer terug te versprei in die gemeenskap in vir behoeftige persone. Ons het 'n probleem met ons skenkings opgemerk. Ons kry gereeld skenkings in groot swart sakke wat bestaan uit klere en skoene en ander items soos speelgoed en selfs huisware wat ons dan moet gebruik en weer versprei soos wat ons gevra word vir hulp. Die probleem wat wel ontstaan is dat ons 'n groot span is en een persoon in ons span neem dalk 'n skenking in waarvan 'n ander persoon in die span nie weet nie. Wanneer ons dan 'n hulpversoek kry vir items wat dalk in daai eerste skenking gegee is, weet die ander lede van die span nie dat ons daardie items reeds het nie en sal ons dan uit ons streekse begroting hierdie items weer aankoop vir hierdie behoeftige persone. Die ander probleem wat ons ervaar het met hierdie skenkings, is dat ons soveel goed kry en al so oor 'n lang tydperk goeders ingesamel het, wat net in ons stoor gesit is en niemand weet nie eintlik wat daar binne aangaan nie. Ek self het by die Helpende Hand begin aan die begin van 2025. So vir my as 'n nuwe spanlid, was dit bitter oorweldigend om die eerste paar kere in daai stoor te moet gaan en te moet grou en te moet soek en net te hoop dat ek die item kan kry. Nie net was dit baie tydrowend nie, maar dit was ook onnodig geweest want baie keer soek jy vir 3 ure en dan kry jy nie eers die item nie, of jy mis dalk net een sak en dan mis jy die item en dan moet jy 'n nuwe ding koop, terwyl dit eintlik reeds in die stoor is. Daarom het ek gedink aan die idee dat ons ChatGPT kan benut tot sy volle glorie toe en kan gebruik om ons inventaris makliker op te stel. Die maak het is om foto's te neem, hoë kwaliteit foto's te neem van die items wat ons geskenk gekry het, soos die voorbeeld wat ek. Hierdie items kan ons dan uitpak, netjies en 'n foto's daarvan neem. Hierdie foto's word dan direk op ChatGPT gelaai. Soos wat julle in my voorlegging ook gaan sien, is daar dan ook reeds reëls op ChatGPT ingesit wat vir hom eerstens sê, kyk na die foto, kyk wat alles op die foto is wat jy kan sien en maak 'n netjiese lys daarvan. Maar die reël sê ook, Chat moet eers hierdie lys vir ons teruggee vir die personeel wat die foto opgelaai het. Hierdie personeel moet dan deur die lys lees, seker maak dat dit wat op die lys staan wel al die items is wat op die foto is en dan kan hulle die lys goedkeur. Waarna Chat dan direk hierdie items en die hoeveelhede by die inventaris gaan inwerk. Dit maak die administrasie van die skenkings baie minder. Watter navorsing het ek gedoen om op hierdie idee af te kom? Die beste navorsing is natuurlik dit wat jy in praktyk leer, want die beste manier jy 'n probleem kan aanspreek is wanneer jy self die probleem ervaar. Daarom het ek ook met my ander spanlede gepraat en ek het bietjie met hulle gekklankbord oor hoe ons hierdie ding gedoen kan kry. Ek het vir hulle gesê wat die probleem is en hulle het 100% met my saamgestem, want dit is nie 'n nuwe probleem wat hierdie jaar eers begin is om ervaar te word nie. Dit is 'n probleem wat eintlik al oor 'n lang pad kom. En ons al gereeld geld uitgegee op items wat in die stoor lê, wat al geskenk is, waarvan niemand net geweet het nie. Daarom het ons ook besluit om 'n toets te doen voor ek voortgegaan het. Ek het gekyk na wat in ons kantoor se kaste is en ek het foto's daarvan op Chat gelaai en vir hom gesê, kyk 'n bietjie hierdeur, maak so lank vir my 'n lys. Heb jy 'n spesifieke projek met reëls op ChatGPT? Hierdie is slegs 'n funksie wat jy kan gebruik wanneer jy die betaalde ChatGPT het. Ons begin deur gewone ChatGPT oop te maak. Daarna gaan druk ons op New Project. Jy kan jou projek enige naam gee. Nou kan ons begin. Eers moet ons gaan sê Add Instructions. Dit is die reëls wat ook in die dokument gegee word. Dit is reëls soos wat met die foto moet gebeur, wat moet gebeur na die lys van die foto afgeneem het, wat se kolomme alles op die Excel moet verskyn, die datum en die persoon en die ander reëls wat hy moet seker maak deurgegee word. En dan natuurlik, as iemand 'n item wil uitneem, moet hy daardie persoon se naam kry, hulle herinner daaraan en die datum wat die item uitgeteken is, kry. Volgende kan ons nou begin om ons foto op te laai. Hierdie is 'n foto van 'n skenking wat ek vandag ontvang het. Nou sê ek spesifiek vir Chat. Hierdie skenking is op 16 September 2025 ontvang deur Marley. Ek gaan hierdie items in die kantoor stoor, aangesien ons gereeld vir babaklere gevra word. Nou laai ek dit net op en wag dat Chat sy ding doen. Nadat Chat vir 'n rukkie gedink het, gee hy nou vir my 'n kort lys. Hy sê ook natuurlik vir my soos die reëls vir hom gesê het, hy moet vir my vra deur wie dit ontvang is. Ek het my naam gegee, die datum wat dit ontvang is en die stoorplek. As ek een van hierdie items vergeet het, sou hy nou vir my gevra het daarvoor. Nadat ek nou deur die lys gelees het, kan ek sien dat alles wat op die foto verskyn op hierdie lys is. Nadat ek Chat se lys goedgekeur het, gee hy nou vir my 'n tabel met al die inligting in. Voor ek die tabel vir julle wys, wil ek graag ook hieronder vir julle wys dat hy vir my dit as 'n Excel ook gee, wat hy dan outomaties op hierdie projek laai. Dit maak dat hy elke keer net weer die volgende items op dieselfde inventaris van skenkings kan laai. Hy gee vir my 'n tabel met al die inligting in soos wat ek vir hom gegee het wat hy moet insit. Kom ons gaan kyk na hoe lyk hierdie Excel wat ons nou maklik kan aflaai. Chat gee dus vir my 'n vinnige Excel wat ek maklik kan gebruik of kan print. Nou wat gebeur as ek môre weer 'n item wil oplaai? Ek gaan slegs by dieselfde Chat in. Ek laai vir hom 'n tweede foto op. Ek kan net weer die item oplaai met die inligting wat ek weer Chat van my af gaan vra. Chat gee weer vir my 'n lys. Ek kan weer deur dit lees en dan kan ek weer vir hom sê dit is goedgekeur. Weereens kry ek 'n netjiese kolom met al die inligting in. Ek kry ook weer die inventaris om af te laai indien ek dit byvoorbeeld vir ons hoofkantoor moet instuur. Kom ons kyk hoe dit lyk.
Kry al die items bygewerk, net soos wat hulle moet wees. As ek wil vra vir 'n spesifieke item. Ek vra vir Chat. Chat, ons het 'n hulpversoek gekry van 'n mamma wat klere vir haar baba dogtertjie benodig. Wat het ons wat ons vir haar kan gee? Na Chat bietjie gedink het, gee hy vir my 'n ordentlike lys van alles wat ons het. Wat ek nie voor die tyd geweet het hy sal vir my kan gee nie, is 'n voorstel vir 'n basiese pakkie. Dit is baie slim en maak ons werk selfs nog meer effektief en vinniger en makliker om te doen. Gelukkig onthou Chat om vir my te vra wie reik die pakkie uit en die datum waarop dit uitgereik word, sodat niemand kan vergeet om hierdie basiese inligting in te sit nie. Die laaste Excel wat Chat vir my gee, is 'n netjies bygewerkte een wat vir my sê watter items is wanneer uitgeneem. So wat is ons gebruikers terugvoer en die waarde wat ons as verbruikers ervaar het deur ChatGPT te gebruik om hierdie inventaris van ons te help opstel? Eerstens het ons agtergekom dat die inventaris baie makliker is om te gebruik. Soos wat mense maar is, gebruik almal verskillende woordeskat. Tweedens het dit ook gemaak dat ons tyd baie meer effektief gebruik kan word. Waar ek vroeër tye deur al die sakke in die stoor moes gaan grou en gehoop het ek kry 'n item, kan ek nou na die inventaris toe gaan. Wat het ek geleer en wat is die etiese uitdagings? Eerstens het ek geleer dat die gebruik van ChatGPT vir hierdie doeleinde ongelooflik baie tyd gaan spaar. ChatGPT moet ook as 'n hulpbron gesien word en nie as 'n selfaangedrewe proses nie. Dit is eerder 'n ekstra spanlid wat kan help om herhalende administratiewe taakies vinniger en makliker uit te voer. Derdens het ek geleer dat kunsmatige intelligensie nog nie op die vlak is waar alles net reg is nie. Dit moet deur 'n mens nagegaan word om seker te maak dat daar nie foute gemaak word nie. Die proses is nog nie volmaak nie en moet nog bygewerk word. Soos ons hierdie manier van inventaris neem, gaan instel in praktyk, gaan ons vinnig agter kan kom wat nog moet verander of wat ons kan aanpas om die proses net meer effektief te maak. Hoe het hierdie KI-integrasie ons doeltreffendheid en ons kliënte-ervaring verbeter? Ons doeltreffendheid is iets waarna ek nou al reeds geraak het, maar dit is definitief baie makliker om net vinnig vir Chat te sê, kyk of ons hierdie item of iets soortgelyk het wat ons kan gee vir hierdie persoon. Dit het ook gemaak dat ek nie meer al my tyd hoef te spandeer om elke keer deur 'n hoop sakke in 'n stoor te gaan grou om moontlike item te kry nie, want ek kan vinnig kyk, is hierdie item daar, is dit nie daar nie, moet ons dit aankoop. Dit het ook gehelp om ons inventaris makliker te maak. Dit maak ons ook baie meer doeltreffend, want ons kan vinnig sien wat alles in die stoor is op die foto's. Nou, wat doen dit vir ons kliënte-ervaring? Nou, by Solidariteit Help in 'n Hand is ons kliënte behoeftige persone. Wanneer ons dan 'n behoefte hoor van iemand wat sê, weet jy wat, my kind het nie 'n baadjie nie, kan ons vinnig op hierdie inventaris gaan kyk en sê, weet jy wat, maar ons het vir jou een. Dit help ons ook as ons dalk nie 'n spesifieke item soos 'n baba kombersie in die stoor het nie. Dat Chat vir ons sê, maar weet jy wat, 'n kniekombersie is maar eintlik so groot soos 'n baba kombersie, so jy kan dit eerder gee. Dit maak dit net soveel meer doeltreffend en dit maak ons kliënte se ervaring met ons baie vinniger en baie beter.